maak nie sap nie, ek het hoë dosis, die maksimum dosis van pille gekry en dit het nie gewerk nie, ek het net nie beter geword nie. En hy het uiteindelik na my toe gekom en gesê, kyk, dit is die laaste uitweg en dis hoe dit werk en hy gee vir my 1 skok. Dit is nou alles onder narkose en hulle kyk nou baie mooi na jou. Ek was nog gehoor, ek oor my tande, want ek het gehoor dat jy op jou tande op jou tande klem en dit bring basies 'n beheerde epileptiese aanval of 'n seizure aan, of soort van. En hulle het my die skok gegee en ek het wakker geword en met 'n geweldige hoofpyn, maar dit was effens beter. Dan kry jy rustig en dan kry jy nog een en ek het uiteindelik 6 gekry en dit het my gesond gemaak. En dit is basies soos 'n rekenaar wat jy reboot. En hulle weet nie presies hoe dit werk nie, maar dit werk. En ek het daar uitgestap, dit was baie, baie vaag. Ek het eintlik gevoel dit is soos 'n nat watte wat om my gedraai is, swaar en nie deel van myself nie, maar dit het my reg gekry. En ja, en 'n paar maande later het ek weer dieselfde storie. Het eintlik baie kort daarna, dit was in Junie, 19de Junie 2001, September het ek maar weer daai paadjie gestap. Maar ek in die hospitaal het ek 'n conscious decision gemaak. Dis die vreemde ding van die siekte is dat jy, as jy manies is, as jy nie, dit skuim nie by jou mond en jy weet nie wat om jou aangaan nie. Jy weet baie goed wat met jou besig is om te gebeur en ek dink dis eintlik die groot pyn van hierdie siekte. Jy weet, jou kop is nie lekker nie, jy is soort van mal, maar jy is bewus van elke intense oomblik van wat gebeur en dit is eintlik die pyn daarvan. Ek dink as jy beheer verloor het en jy weet niks nie, dan is dit nie soort van oké. Maar jy weet, dit is emosionele pyn.